aan u ook ons, wat 'n voorreg. Ons loof u daarvoor, ons prys u naam en ons dank u dat ons kan weet as u kinders dat u ons nooit sal los. Dank u ook dat ons in Jesus Christus se naam die bose kan weerstaan en dat hy hier geen invloed sal uitoefen nie. En dank u Gees van God dat u ons elkeen nou sal voorberei verder vir dit wat in hierdie erediens tot u eer gaan plaasvind. Ons vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Net weer, en ek het nou nie lekker saamgebring nie, so ek sal volgende keer dubbel bring. En die ouens wat dan moes gekry het, vandag sal kry. Ek wil maar net weer herinner aan die samevatting van die wet van die Here, wat Jesus gedoen het in Johannes 14, althans Johannes 13, en waar hy 'n geweldige ekstra dingetje by sê, ten opsigte van ons. Hy sê in die eerste plek, ek en jy moet God ver bo alles en voor alles lief hê. En onthou nou, dit is die agape liefde, dit is die liefde wat juist kyk bo oor al die verkeerde goed wat ander mense doen, en wat ek ook doen, wat God oorkyk, om by my as mens uit te kom. So jy kan enige tyd, maak nie saak wat jy gedoen het nie, kan jy na God toe gaan. Hy gaan jou nie wegstoot nie. Johannes 6 sê hy dit baie duidelik, ek sal niemand wat na my toe kom wegjaag. Dit is nou baie vry vertaal. So dis 'n wonderlike ding om te weet. En dan sê Jesus, as dit dan nou waar is, dat ek God eerste plaas, en alles wat ek dink, doen en sê en nie doen nie, doen omdat ek God wil laat glimlag as hy na my kyk. Dan sê hy, dan sal dit sigbaar word in en deur jou en my, in die liefde wat ons vir ons naaste en ons vyand het. En dis eintlik nie so moeilik as wat jy dink nie. Kyk, ek sê dit baie keer, ek het nou geluister na Zuma se dogter, sy is net so treurvel soos hy, maar ek het hulle lief, want hulle ken nie Jesus nie. Hulle ken nie Jesus nie, dis hulle probleem. Dis hoekom hulle gemaklik is om hierdie goed aan te vang, wat hulle aanvang, en ander mense word doodgemaak. So, ek het hulle lief, want ek moet die evangelie van Jesus met hulle deel, en as hulle daai Jesus ontdek, nie die eie Jesus wat baie mense vir hulle self skep nie, die Jesus van die Bybel, dan sal hulle ook verander, soos ek en jy moet verander, en uitgaan en die evangelie uitdra. Hy sê daarom, julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief gehad het, en Jesus het sy lewe gegee. So onthou dit, as jy sukkel met iemand anders. Ek het baie sulke mense in my lewe, regtig, ek is eerlik as ek dit vir jou sê. Ek sukkel om vir Malema as mens te aanvaar, as ek uit my eie hoek uitkyk. En daar is ook 'n hele klomp ander van hulle. En as wit mense ook, hier nou Karel Neels, vadertjie tog. Maar ek bid vir die ou broer, hy sê hy is 'n kind van die Here. Sometimes it's very difficult to see that in hulle lewens. Ons maak die Bybels oop, vanmôre by Matteus 5, weer 'n keer. Ons is met 'n reeks besig vir die ouens wat van moedergemeente, baie welkom ook vir julle wat hier is. Met 'n reeks uit Matteus 5, die bergpreek van die Here Jesus, een van sy eerste groot preke wat hy gehou het, van Matteus 5 tot vers, Matteus 7 se laaste vers. En ons gaan lees vanmôre van 3 en 4, gaan ons lees. Jy kan by die huis weer gaan lees tot by vers 12, ons gaan uiteindelik by vers 12 uitkom. Kom ons sit net so en ons bid saam. Dierbare Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons nou het, om uit u woord, u lewende woord te mag lees, u woord wat nooit verander nie, wat ons ook nooit mag verander nie. U woord wat ons juist deur die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus kom verander, om te word
soos wat u is, om te doen soos wat u doen. Dankie dat u nog met ons praat, Here, en dat u vir ons wil voorberei en toerus vir die wederkoms van Jesus Christus. Doen dit ook vanmôre. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Nou ek lees vir ons tema vanmôre is hulle sal vertroos word. En ons het nou die dag gekyk na die eerste ene vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dis 'n belofte wat die Here gee daar. En dan sê hy, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Lees net tot daar. Ek het nooit mooi verstaan wat hy bedoel met geseënd die wat treur, want 'n mens treur tog nou nie die hele tyd van jou lewe nie, hopelik nie. Dit gaan jou op die ou end by depressie bring, né? Maar as ons nou gaan kyk na wat hier in vers 4 staan, dis die tweede seënbede van Jesus in sy bergpreek, dan is daar baie dieper betekenis as net 'n treur oor iemand wat gesterf het. Ek gaan weer daarby uitkom, daaroor. Maar in Psalm 55 skryf Dawid oor die diepte van pyn wat sy hart ervaar het en ken oor teleurstellings en hartseer van die lewe. En dan roep hy in vers 7 tot 9, en ek wil dit net vir julle lees, in Psalm 55, vers 7 tot 9, sê Dawid, en die opskrif hier is, laat jou sorge aan die Here oor. Hy sê in vers 7 tot 9, ek het gedink, en dit gaan nou met die agtergrond van hy kry swaar, dis nie lekker nie, en hy sê, ek het gedink, ag, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek. Ek sou ver wegvlieg en in die woestyn gaan bly. Ek sou haastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af. En ons leef in 'n tyd waar dit bietjie al woes gaan, né? Is nie so lekker gemaklik op die oomblik nie. Maar wat wonderlik is van Psalm 55, en julle moet dit by die huis gaan kyk, is dat hy dan later in vers 23 sê, laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige, die een wie se saak met God reg is, met ander woorde, jy het al gekies vir Jesus, en aanvaar hy het ook vir jou al jou sondes betaal. Hy sê, hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Is dit nie 'n asemrowende belofte nie? God sal jou en my nooit in die steek laat nie. Nou, hy echo hier eintlik die uitroep van alle mense op een of ander tyd in jou lewe, gedurende jou lewe, wanneer jy hartseer beleef, of teleurstellings, of iets moeiliks in die oë staar, wanneer jy tragedies beleef, of teenstand, enige iets wat vir jou negatief is nou wat hy eintlik in hierdie verse vir ons wil sê. Hy sê, ek wil in 'n helikopter klim en ek wil vlieg weg, na my woestyn toe, ek wil daar onder 'n klip gaan bly. Ek onthou altyd die een oom daar aan Rodepoort sit, die gemeente daar van die Here, wat toe ek nou uiteindelik toestemming kry by hom, om te kom besoek, want hy was ook kwaad vir iemand in die kerk, ek kan nie onthou wie nie, gelukkig nie. Maar toe het 'n vrou wat diaken was, 'n vrou wat moes 'n vermoë om baie keer 'n man se hart sag te maak. En toe sê vir hom gesê, ag, gee tog die ouetjie 'n kans. En toe ons nou begin gesels en so aan, toe sê hy vir my hier, na die einde toe wie, hoe meer ek met mense te doen kry, hoe liewer word ek vir my honde. En dit is nog God baie keer so, nee. Jy kan baie keer nie glo dat 'n mens kan wees soos hy is nie. En ek het in my lewe al met snaakse ouens te maak, ek moet nie fout maak nie. Maar in elk geval, so, dit is wat Dawid vir ons probeer sê, dit is die vreemde van hierdie seënbede van Jesus, as hy sê, geseënd is die wat treur. En
dit gaan eintlik lynreg in teen hoe ons leef en wat ons glo. Jy wil nie treur nie. Maar dis omdat ou nie altyd mooi verstaan wat Jesus eintlik hier bedoel nie. Ons is eerder half mal oor plesier en soek opwinding en ons jaag geld na en ons drink, wat is dit nou, Red Bull om energie te kry en woes aan te gaan, die enthousiasme en die soeke na vermaak en die poging van ons om enige hartseer of treur en pyn vry te spring. Dan jaag ons al hierdie ander goede na. En vang allerhande snaakse goed aan. Om net weg te kom daarvan af. En dis sommer gewone treur oor goed wat nie lekker loop vir jou. En tog sê Jesus Christus, geseënd in die ou vertaling, gelukkig is die wat treur. En die vraag wat ek vanmôre wil probeer antwoord is, wat wil hy hier vir ons as Christus gelowiges sê? Nou, die feit dat daar 9 woorde, hoor net 'n bietjie, 9 woorde in die Griekse taal is, wat treur beteken in die Nuwe Testament. 9 woorde. En dit beskryf die treur wat daai persoon beleef. Dit sê vir ons dat ons hierdie emosie, dat dit deel van ons alledaagse lewe is. Jy kan nou, hier sit dalk nou iemand wat baie hartseer is. Ek weet nie. Maar dis moontlik. Maar hier in die dorp is baie waarvan ek weet wat hartseer is oor bepaalde goed wat gebeur het. Dit is egter nie waarvan Jesus Christus hier praat nie. Hy praat van 'n goddelike treur, 'n goddelike smart, pyn, wat baie anders is as enige vorm van gesonde of ongesonde treur in die lewe. Ek meen, jy kan nou die Engelse treur vreeslik nou op die oomblik, want hulle het gisterand weer die pak van hulle lewe gekry, nee. Ek dink min van hulle kan loop vandag. Hulle was getackle, soos ek lanklaas gesien het hoe hierdie springbokke ouens tyd, maar ook nou ja. Maar dit gaan oor daai, nie oor daai goed nie. Baie anders. Paulus praat in 2 Korintiërs 7 vers 10 ook en hy gee vir ons so 'n bietjie helderheid of meer helderheid oor hierdie, daar in vers 9 en 10 in 2 Korintiërs 7. Hy sê, droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daaroor bring droefheid uit wêreldse oorweging. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorweging die dood. So Paulus sê vir ons, hierdie treur van ons, bring vir ons uiteindelik tot redding. En redding beteken dat jy was verlore, jy word in sonde gebore, sê die Bybel, en jy's reguit op pad hel toe, want die hel bestaan, al sê wat 'n slimme ou in watter kerk en buite die kerk ook daar is nie. Hierdie boek is die woord van God, onfeilbaar, ewig waar, is my Bybel hierdie. 1983% gekry, ek het nou eendag met die synode verloor, en tot ek weer teruggekry, en ek is baie dank aan Elsa, die jonker verskuldig wat vir my saamgebring het, van Kroonstad af, wat iemand om dat te bestuur het. Maar, die punt is net, jy kan jou paraplegies treur oor allerhande alledaagse gebeure, goed of sleg, maar geen een van die wêreldse smart, van die wêreldse treur, sal vir jou lewe bring nie. As jy verlore is en jy wil lewe kry, dan moet jy bietjie na jou eie lewe kyk en toegee, jy is nie die engeltjie wat jy dink jy is nie. En dat jy dit aan die voete van die kruis moet gaan neersit.
en bely dit vir die Here. Dis die belangrike ding. Onthou toe hy op die kruis gehang het hy vir al daai goed klaar betaal en vergewe. Maar die vergifnis skop eers in. Ek het dit al hier gesê, maar ek sê dit vanmôre maar weer. As jy erken teenoor hom, Here, ek het droog gemaak hier. Ek is so jammer. Dan vat hy dit weg van jou af. 1 Johannes 1 vers 9 sê, hy vat dit als van jou weg. En daar in Jesaja sê hy, ek dink nooit weer daaraan nie. So dit is wat moet gebeur vir jou om gered te word. En daar is geen ander persoon of iets wat jou kan red nie. Niks. Net Jesus Christus. Oppas, daar's valse leraars wat ander goed op die oomblik begin verkondig. Wees versigtig vir hulle. En die wonderlike ding is, dat hierdie lewe wat die Here vir jou en vir my gee, is Johannes 10 vers 10. Dit is 'n lewe in oorvloed. Wat nie beteken, dis net ice cream en chocolate soos die hele tyd nie. Hy sê in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. En dan hou goeie moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. So, dis hoekom Paulus in Romeine 8, 37, 39 skryf en sê, ek is meer as 'n wenner in Jesus Christus. Onthou dit, Satan gaan die hele tyd vir jou sê, jy is 'n loser, jy is treurig, jy maak het nie. Veral as jy 'n fout begaan. Die Here sê, nee, kom terug na my toe, bring dit na my toe, kom buig jy by my, bely dit, en ek vat dit weg. Ek tel daai las wat op jou is, van jou skouers af, en ek dra dit namens jou. Net een soort hartseer, een soort smart, bring hierdie lewe waarvan ek nou gepraat het. En dit is goddelike smart. Jy en ek kan nie anders nie. Onder leiding van die Heilige Gees en onder sy leiding alleen kan ons hierdie ding kry wat tot bekering lei. Ek glo dat Jesus Christus na hierdie smart oor sonde verwys as hy hier praat in die bergpreek. Dit is waaroor dit gaan. Hierdie soort treur is gekoppel aan bekering en bekering is gekoppel aan sonde. So, as jy jou bekeer, daarom ook van 'n ding moet jy ook onthou, jy moet nie aan mekaar teruggaan daarna toe. En as jy elke keer teruggaan, dan is jy nog 'n bietjie vasgevang en dan moet jy dit bely en vir die Here deur sy Gees vertrou om jou uiteindelik vry te maak daarvan. En dan praat ek nie nou net van drank en dwelms, daar is baie ander. Ek meen op die oomblik sien ek, daar is geweldige vasgevang deur die wêreld van hierdie klein dingetjie wat jy voor jou kan hou en waaroor jy kan praat en waaroor jy alles kan kyk wat jy wil en uitvind wat jy wil. Wat ons noem 'n selfoon. Dis geweldige verslawing daarvan. Ek stap eendag in 'n restaurant, ek en Rolien, en ons gaan sit daar om 'n teetjie te vat met 'n broodjie of wat. En daar kom 'n oupa aangestap met sy 2 meisiekinders, kleinkinders. En hulle gaan sit by die tafel, hy kom nou saam met hulle seker 'n milkshake drink, nee, want dis wat moes maar gebeur, as jy op vroukie nie by is nie, dan kan jy dan 'n milkshake vat. En dan, anders word jy bietjie vasgehou daar. En die oomblik toe hulle sit, selfone uit, hulle is op die selfone. Hulle kyk nie een keer vir die oupa nie. My foon lui, en ek sien dit is iemand wat my soek, en ek stap gou uit, en ek gaan antwoord, en toe buitekant klaar is, en ek kom terug in, toe staan ek so, en ek slaan so op die tafel, hulle skrik hulle uit hulle bloedgroep uit die 2 kinders. Ek sê vir hulle, is julle hier om op julle selfone te kyk, of om saam met julle oupa te kuier 'n bietjie. Ek sê die goed weg. Hulle was seker kwaad vir my. Was alright, want dit was die waarheid. Ons spandeer ons nie meer tyd met mekaar eintlik nie. Jy moet tyd maak om tyd met mekaar te kan doen. So,
Die seënbede, hierdie saligsprekinge wat die ou vertaling gesê het, begin in vers 3 deur vir ons te verwys na geestelike bankrotskap. Dit maak dat jy volkome afhanklikheid van die Here het, sodat ons sal weet dat ons geestelik bankrot is, en dit is natuurlik nou die intellektuele deel, ons moet dit weet. En omdat ons weet ons is geestelik bankrot, neem die emosies in vers 4 oor en treur ons oor ons bankrotskap. Ek moet weet, ek is nie by die Here as ek hierdie goed te doen nie. Dit is hoe koninkryksmense lyk. Wat Jesus Christus eintlik hier sê, is geseënd is die mens wat absoluut verarmd is geestelik, wat niks anders as 'n bedelaar is nie, wat moet pleit vir liefdevolle ontferming, omgee en genade, want dit is die soort mens wat in die koninkryk van God sal ingaan. Treur red jou nie, treur oor sonde en belydenis daarvan en dit agterlaat uiteindelik, bring jou by Jesus uit en hy vat jou in die hemel in. Maar dan moet jy lyk soos iemand wat daar hoort, né? Solank as wat ons lewe, sal ons dieselfde soort begrip van geestelike armoede moet hê, as jy 'n kind van God is. Indien dit nie van die begin af daar was nie, is jy en ek nie 'n Christus gelowige nie. Indien dit nou nie in jou is nie, dat jy treur oor die goed wat jy verkeerd doen nie. Dat jy treur daaroor. Dan is jy nie by die Here nie. Dan kan 'n mens bevraagteken, is jy 'n kind van God? Dit klink 'n bietjie koud en bietjie rigied, miskien te veel eisend. Maar die Bybel sê, om arm van gees en treurend oor jou sonde te wees, is die kenmerke van koninkryksmense, die koninkryk van God, nie die koninkryk van die wêreld nie. Kyk hoe lyk die koninkryk van die wêreld. Ons steel so goed en soveel ons kan. Ons jaag na soveel mag as wat ons kan kry. Ons raak beheervrate. Alles moet hardloop soos ek wil hê dit moet hardloop. Anders dan pas jy nie in my prentjie nie. Dis die koninkryks tekens daai nie van die hemel nie. Dis koninkryk van die wêreld, van die bose, wat daai tipe van ding het. Die woord wat hier gebruik word deur Jesus Christus vir treur, is die sterkste van die 9 woorde in die Bybel, in die Grieks. En dis nogal die woordjie pentheo, ek kan ook so 'n bietjie die goed lees. Dit word gebruik om oor iemand wat gesterf het te treur. So as jy treur oor 'n geliefde, is dieselfde emosie wat God het as ek en jy sonde doen. En ons moet daai selfde emosie ontwikkel daarvoor. Hoor wat sê Dawid in Psalm 32 vers 1 en 2, en dit is nogal eintlik baie interessant as 'n mens daarna kyk. Hy skryf hierso en praat eintlik oor sy eie sonde. Hy sê dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. En hy sê dit net daarna sê hy, nou bely hy, toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog, soos water in somerhitte. En dis wat sonde uiteindelik aan jou doen. Jy moet die hele tyd wegsteek, jy moet die hele tyd geheimsinnig wees, secret agent. Dit werk net nie, dit breek jou af. Dis soos ook om met wrokke rond te loop.
dan sê jy eintlik, ek gooi hier 'n glas water met gif, om vir daai ene wat ek so met 'n wrok loop, maar ek drink self die gif. Wrokke, hatigheid, is die kanker van jou siel, en maak jou dood. So jy moet daai goed hanteer. Ek het geen wrokke teen enige iemand, selfs die ANC het ek geen wrokke teen. Ek bid net dat die Here hulle sal uitvat uit die sisteem uit, dis al, en ek mag dit bid, want hulle mors met hierdie land en sy mense. Kyk 'n bietjie van, as jy by die huis kom na Psalm 51, wat sê Dawid oor sy sonde met Batsheba. Dit is nogal interessant ook om daarna te kyk, en ek gaan afsluit. Treurendes oor hulle sonde is vol vreugde, hulle is gelukkig, hulle is geseënd, want hulle is die enigstes wat vergewe is. Die res van die wêreld moet leef met eindelose skuldgevoelens. Verstaan ook 'n bietjie baie duidelik vanmôre as ons dit nou vir mekaar sê, dat vreugde kom nie as gevolg van treur nie. Dit kom van God se reaksie op jou getreur, oor jou sonde. Sy reaksie is koestering, is deernis, is omgee, liefdevol omhels, wat God kom doen, as jy daai pad begin loop in jou lewe. En moenie, dis nie nodig dat jy wag tot vanaand voor jy jou sonde nou gaan bely nie. Teen daai tyd op ons ouderdom het jy dit lankal vergeet en dis verby. Doen dit sommer net daar waar jy dit gedoen het. Sê sorry, ekskuus man, jammer ek het dit gedoen. Here, ek is so jammer. Ek bely ek het verkeerd gedoen. Dit is baie moeilike ding vir meeste mense om te doen. Daai ek is jammer is die drie belangrike woorde in 'n huwelik. Mans, ek is jammer. Vrouens, ek is jammer. Vrouens is net so harrekwas soos mans. Moet nou nie fout maak nie. Ons werk al jare met die goed. En sy weet ek is net so harrekwas soos wat sy is. Maar ons vind mekaar, hy skit sy afkopie. Ons vind mekaar dan elke keer op ons knieë saam voor die Here. Maar maak jy goed reg. Daai vreugde wat jy beleef om van God se reaksie op die treur, sy reaksie. Hou aan Sondag in jou lewe en maak die bottel vol, want dan sal jy sien hoe vernietigend dit word. Bely dit en ervaar die vryheid en die vreugde wat kom deur God se vergifnis in Jesus Christus, deur sy Heilige Gees. Probeer dit en kyk. Ek beloof jou, as jy die tweede ene doen van bely, is 'n ander lewe wat jy gaan hê te midde van al die chaos waarbinne ons onsself bevind. Ek het vanmôre toe ek wakker word, toe besef ek, dis 8 jaar gelede wat ek my hartaanval gehad het, en lyk my naby die dood omgedraai het, en die Here my bonatuurlik om gesond maak het, so ek is so dankbaar vir die groot voorreg. Ek wil net hierdie vir julle vinnig lees, wat ek hier iewers gekry het oor ware geloof. Ware geloof is nie net 'n verstandelike instemming of 'n emosionele ervaring nie, en dis belangrik. Dis 'n nuwe lewe. Ek en jy moet 'n nuwe lewe uitstraal. Die een wat in Christus bly, wil nie aanhou sondig nie. Sy of haar hart is gebreek oor sonde en begeer reinheid. Heiligmaking, geestelike groei, is nie opsioneel nie, dit is die bewys van ware geloof. Die ware evangelie leer vir jou 5 dinge. God is heilig en hy roep jou tot heiligheid. Dis 1 Petrus 1:15-16. 2, die mens is van nature sondig en totaal afhanklik van God se genade. Romeine 3:23. Christus het die straf vir sonde gedra, maar roep elkeen, gaan en sondig nie meer nie. Johannes 8:11. Bekering en geloof is onafskeidbaar. Die een kan nie sonder die ander bestaan nie, sê Markus 1:15 vir ons. En vrug dra
is ononderhandelbaar. Wie nie vrug dra nie, is nie werklik in Christus nie. Of jy is ver van Christus af, as jy hom aangeneem het. So dink maar 'n bietjie daaroor. Amen. Here, baie dankie dat U vir ons vanmôre ook weer baie duidelik sê het, hoe lief U ons het, wanneer ons kom buig voor U. En dat U ons lief het, al het ons nog nie gebuig nie, maar dat U ons nooi om by U te kom buig, en ons hele menswees aan U oor te dra. En U te vertrou om deur U Heilige Gees ons te kom nuut maak, en ons te bekragtig, en ons toe te rus, om mense te wees, wat U voluit wil dien, wat treur as ons sonde doen, sodat U kan glimlag as ons dit bely, en ons oorvloedig kan seën, en met vreugde kan vul, in hierdie wêreld vol moeilikheid en onaangenaamheid. Ons bid vir die gemeentes hier in Poppies, en wil vra, Here, dat U in elkeen van die gemeentes wat U dien en U woord verkondig, dat U daar sal werk, dat mense tot bekering sal kom, dat mense wat bekeerd is, 'n nuwe lewe sal begin lei, en dat hier 'n herlewing sal kom in die dorp, en in elke gemeente, en in elke lewe, sodat U naam groot gemaak sal word. Dankie dat ons kan bid vir ons land, Here, en al hierdie so gemaats nonsens, wat misbruik word om geweld te pleeg, en besighede te beskadig, dat U dit sal stop, en dat U ons mense sal bring op 'n plek waar ons met genade en liefde sal werk, en dat ons mense sal help om by U uit te kom, sodat U koninkryk net kan groei, tot U eer, tot verheerliking van U naam. Ons bid vir siekes, en ken U elkeen in hierdie dorp, ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Amen.